Louis, so vandag se vraag gaan oor liggaamsdismorfie, liggaamsbeeldversteuring, in Engels noem hulle dit body dysmorphia. En die vraag is, hoekom kan iemand nie hulself anders oortuig nie? Natuurlik, ons moet nou maar begin met die terminologie. So waarvan praat ons? Ja, liggaamsdismorfie is nogal 'n ernstige diagnose. Dit is nie verwys nie na iemand wat ontevrede is met hulle voorkoms en dalk so 'n bietjie onrealisties na hulle self kyk nie. Dit is iemand wat geweldig gepreoccupeerd is met wat waargeneem word as 'n foute of afwykings aan die liggaam wat ander mense regtig nie opmerk of dink dit is so nie. Maar onthou dit is ernstig, al die tyd word daaraan gegee. Dis objektief vir die persoon so waar, dat hy of sy se neus te klein is, of hy of sy se hande te groot is, of wat ook al die persepsie is. En onthou die bevestiging van ander mense help nie. Nou belangrik van hierdie is, dit is nie net 'n oortuiging nie. Dis 'n distorsie van visuele waarneming. Daar's 'n groot komponent van psigose betrokke hierby. Met ander woorde, jy sien iets wat nie daar is nie. Dis nie Dis wat dat ek jy nou dink. dis nie dat jy sien wat ander mense sien, maar jy's net nie tevrede nie. Jy sien regtig anders as ander mense. So as jy So, in die spieël kyk, dan ja. sien jy hierdie verskriklike klein neus van jou en jy skaam jou mors dood. Maar ander mense sien dit nie. Dis nie dat dit objektief waar is nie. Maar jy sien dit reg. Maar Louis, dit moet geweldig erg wees vir die persoon. As jy iets sien, ek bedoel, dis jou realiteit met ander woorde. Jy sien Dis die 'n neus is te klein verskriklike ding. of die kennis te groot of so. Sou hierdie, jy weet ons daai mense wat geweldig baie plastiese chirurgie ondergaan, Mm, dan lyk hulle later so mm. misvorm. Sou mense dan sê, nie altyd nie, maar dat seker hierdie mense het aanvanklik gesukkel met iets soos hierdie versteurde liggaamsbeeld? Mense weet nie noodwendig nie. Kyk, baie mense wil 'n sekere liggaamsvoorkoms hê. Maar baie mense gaan ook na plastiese chirurge toe met 'n liggaams dismorfie. Nou oor die algemeen sal chirurge dan nie daarop reageer of toegee daaraan nie. Want gewoonlik werk dit nie. Jy vergroot dan nou die persoon se ore in die voorbeeld. En woeps wat omtrent altyd gebeur is, dan verskuif die dismorfie na iets anderste. Want onthou wat daardie verstoring in persepsie maak is dat mense geweldig oorfokus op detail soos tekstuur of simmetrie of liggaamsvorm en glad nie die hele prentjie integreer nie. So dit gaan maar weer gebeur of jy dan nou chirurgies ingryp of nie. So dis waarom dit nie help om vir iemand te sê, hoor hierso, dit is nie waar dat jou neus te klein is nie. Want die persoon kan sien dit is waar. En dit veroorsaak dan 'n verdere skuldgevoelens en skaamte en afkeuring van jouself en 'n gevoel van isolasie want die ander mense sien nie wat jy sien nie en neem dit ook nie waar nie en ontken dit eintlik. Ek kan nie eens indink hoe hierdie mense moet isoleer, angstig maak, depressief maak, hoe hulle dit nie wil deel met ander mense nie, hoe hulle seker nie eers gaan vir hulp nie, want hulle sal te skaam wees, hulle sal bang wees mense wys hulle uit, lag vir hulle. Dit moet iets verskrikliks wees, maar as mens nou, ons praat nou met die persoon wat nou luister hier en hierdie ervaar. Hmm, Wat behels die terapie? baie goeie punt. Onthou, en ek gaan dit op 'n lang manier antwoord. Onthou dat jou reaksie op wat jy waarneem word neurologies vasgelê. Jou mense emosionele reaksie is baie vinniger as hoe jy kan dink. Jou brein se funksionering, jy het met ander woorde aangeleer dat jou voorkoms het 'n gevaarlike komponent.
Neurologies dus interpreteer jy dit so jy gaan altyd daai emosie voel voordat jy die logies daaroor kan dink, altyd. Dit help dus nie jy probeer heel eers die emosie of die angstigheid of selfs die oortuiging verander nie. Jy moet die gedrag eers verander. En wat gebeur met liggaamsdismorfie is daar is altyd geweldige kompulsiewe gedrag wat daarmee gepaard gaan om heeltyd te kyk, heeltyd in die spieël te kyk, heeltyd jouself met ander te vergelyk, om heeltyd seker te maak by ander dat jou voorkoms aanvaarbaar is, of om heeltyd besig te wees om met jou voorkoms, om jou hare te kam of wat dit ook al is, om toe te maak of om te verbloem die swakheid wat jy waarneem. So dit is die gedrag wat jy moet verander. As jy 12 keer 'n uur in die spieël kyk, dan moet jy eers probeer om 6 keer 'n uur in die spieël te kyk. Dis baie makliker om dit te verander as om te begin glo dat jou neus nie so klein is soos wat jy dink dit is nie. En dis maar in kort, ek dis nou nie, maar dis net die beginsel, of onder andere van die beginsel. Ek kan dink hierdie is een van daai, yes, maar Louis, ek kan nie dink dat mense gaan bly by terapie want ek wil, jy moet tog kan die verantwoordelikheid neem dat jy sien in hier is 'n probleem. En wat jy nou verduidelik is, selfs al neem hulle die verantwoordelikheid, kan hulle nie, ons nou nie lekker insien hier is 'n probleem nie. Tensy, en ek neem aan dat hulle gaan geïsoleerd wees, gaan die verhouding sê nie, sulke goed. Kyk, ons praat nou net van die psigoterapeutiese kant. Onthou dat die pad uit liggaamsdismorfie is ook baie keer psigiatries, omdat daar 'n psigotiese komponent by is. En die regte medikasie help geweldig baie om van die simptome te beheer, maar ook om van die psigotiese komponent ontslae te raak. Om met ander woorde nie meer te sien wat nie daar is nie. En die twee benaderings gaan ons altyd hand aan hand. So ons fokus op die gedrag van die een kant af en ons maak sterk staat op die biochemiese komponent van die ander kant af. En die een versterk die ander ene. En mens moet ook onthou dat soos met alle toestande is daar intensiteitsverskille. Mense het ook ligte vorms van liggaamsdismorfie waar jy eintlik weet, dit kan mos nou nie wees nie. Almal sê dan vir jou, hulle sê dit, almal sal ons nie vir jou jok nie. As jy op die foto's kyk en jy meet met jou liniaal, dan sien jy maar jou neus is dan net so groot soos al die ander mense se min of meer. Deksels, ek moet dalk maar iemand gaan sien, hierdie is 'n probleem, jy weet. En dis makliker, as wat dit 'n baie ver gevorderde probleem is, so ja, dit hang af. Waar kom dit vandaan? Sê iemand vir jou iets as 'n kind? Word jy gespot? Die oorsprong van liggaamsdismorfie is veelerlei. Ek dink die grootste oorsaak daarvan lê daarvan dat dit 'n psigotiese komponent in het, en 'n psigotiese komponent het baie keer 'n biochemiese onderbou, nê, onafhanklik van wat die agtergrond is. Maar onthou, hoë stres, hoë angstigheid is een van die grootste komponente wat mense kontak met realiteit kan verbreek. Baie mense raak so angstig dat hulle hoor eintlik goed of hulle sien dinge beweeg of versteur so bietjie in realiteit. Oor 'n lang tydperk. So mense gemoed speel 'n geweldige rol. En natuurlik, daar is baie, die navorsing wys dit, wat dit baie moeilik maak. As jy op skool geboelie is, en almal het jou geterg en jou 'n bynaam gegee oor jou neus, dan het dit 'n geweldige impak. Veral as jou mense voorkoms gekoppel begin raak aan jou selfwaarde of jou veiligheid, jou emosionele veiligheid. Sosiale media speel 'n geweldige rol oor wat veronderstel om 'n norm te wees. Jy weet, dit is baie keer nie so maklik nie. Dit is baie keer maklik om 'n liggaamsdismorfiese versteuring te ontwikkel as jy dink aan al die faktore wat 'n rol kan speel, veral as 'n vrou.
O, dis interessant. Dis eintlik 'n goeie vraag. Is dit meer vroue wat dit ervaar of mans of is dit Ja, albei? ja, dit Vroue. is tog meer, dit is tog meer onder vroue, ja. Baie onder mans, maar tog meer onder vroue. En een van die sterk spekulasieteorieë daaroor is hemel. En as jy kan kyk na dit het daarom bietjie verander, maar hoe modelle voorgehou was in die 80's en selfs in die 90's en ons weet hoeveel geweldig baie mense het liggaamsversteurings ontwikkel as gevolg daarvan en later begin sien dat genade, maar ek is hopeloos te vet. Ek is geweldig obese, maar eintlik is jy maar en jy's bietjie ondergewig, maar die media invloed het dalk ook al 'n rol begin speel in hoe jy na realiteit begin kyk het. So sou mens hierdie versteurde liggaamsbeeld sou mens dit kon gekoppel word aan iets soos anoreksie en bulimie en so Baie dat dit so sterk op 'n gekoppel daaroor. beginpunt. O, okay. Baie naby aan mekaar en baie sterk gekoppel aan mekaar en baie sterk elemente by anoreksie en by veral by anoreksie aan 'n liggaamsdismorfie. En baie keer is dit moeilik om die twee te onderskei. Nou hierdie is 'n komplekse onderwerp en ek dink nie net om dit te beskryf nie, maar om dit te analiseer, om daarmee saam te leef, alles so. Ek dink mense, is daar enige vrae is, stuur 'n e-pos na lise@wieisek.co.za. Ons help graag. Ons kyk waar kan ons die nodige hulp bied. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Aberbag. Hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar by hierdie gesprek. En as mens 'n noodgeval het, gaan asseblief dokter toe of na die ER by die hospitaal of so, gaan onmiddellik soontoe. Daar sal ook hulp daar beskikbaar wees. Ja, ek sê baie dankie, deel asseblief die gesprek, dankie dat jy gekyk het, deel die gesprek en dan die heel belangrikste soos altyd is, kyk mooi na jouself.